Josua, hoofstuk 17. Manasse was die eerstgeborene van Josef. Deur loting is die volgende grondgebied aan hom toegewys. Mager was die eerstgeborene van Manasse, en hy was die pa van Gilead, wat 'n dapper krygsman was. Daarom is Gilead en Basan aan hom toegewys. Aan die res van Manasse se kinders is daar ook 'n erfdeel gegee volgens hulle familieindelings. Aan die nageslagte van Abieser, Gelek, Asriel, Sechem, Gefer en Semida, al die seuns van Manasse, die seun van Josef. Selofgat, die seun van Gefer, kleinseun van Gilead, uit die familie van Mager, seun van Manasse, het net dogters gehad, nie een seun nie. Hulle name was Magla, Noah, Gogla, Milka en Tirsa. Toe het hulle gegaan na Eleazar, die priester, Josua, die seun van Nun, en die leiers van Israel en vir hulle gesê: Moses is deur die Here opdrag gegee om aan ons 'n erfdeel tussen die res van ons familie te gee. Volgens die bevel van die Here het Josua toe aan hulle erfgrond tussen hulle ooms aan vaderskant gegee. Behalwe Gilead en Basan, wat aan die ooste kant van die Jordaan was, het die stam van Manasse 'n verdere 10 dele grondgebied ontvang. Die dogters het dus ook erfgrond tussen die seuns van die stam van Manasse gekry, terwyl Gilead gegee is aan die ander deel van die stam. Manasse se grense is soos volg. Die grens loop van Aser af tot by Migmetat teenoor Sichem. Vandaar draai dit regs in 'n suidelike rigting na En-Tappuach en sy mense. Die grondgebied rondom Tappuach het behoort aan die stam van Manasse, maar die stad self, wat aan die grens van Manasse gelê het, het behoort aan die stam van Efraim. Dan loop het af saam met die Kana-spruit in 'n suidelike rigting. Van die stede en dorpe in daardie gebied van Manasse behoort aan Efraim. Manasse se gebied lê aan die noorde kant van die spruit en loop dan dood by die Middellandse See. Aan die suidekant van die spruit is Efraim se grondgebied en aan die noorde kant is dit Manasse se grondgebied. Noord van Manasse lê Aser en aan sy ooste kant Isaskar. Die volgende stede met hulle omliggende dorpe op 3 heuwels in die gebiede van Isaskar en Aser het ook aan Manasse behoort. Betsan, Jebleam, Dor, Endor, Taanach en Megiddo. Hierdie stede kon nog nooit deur Manasse ingeneem word nie en die Kanaaniete het daar bly woon. Later, toe Israel sterker geword het, het hulle wel die Kanaaniete gedwing om dwangarbeid te verrig, maar hulle kon hulle nooit heeltemal uit die stede verdryf nie. Toe gaan die afstammelinge van Josef na Josua om met hom te praat. Hulle het vir hom gesê: Ons is 'n groot volk, want die Here het ons tot nou toe geseën. Tog het u die lot net een keer gewerp om vir ons 'n erfdeel te gee. Hoekom? Toe antwoord Josua: Nou maar, as julle so sterk en groot volk is, waarom gaan julle dan nie na die bosveld in die gebied van die Feresiete en die Refaite en kap vir julle 'n gebied daar oop, indien julle grondgebied te min is nie? Daarop sê die nageslag van Josef: Die bergwêreld is heeltemal te min vir ons almal. En daar in die vallei het die Kanaaniete wat woon in Betsan en die dorpe rondom, asook die wat in die Jesreel vlakte woon, sterk strydwaans wat van yster gemaak is. Toe antwoord Josua vir die stamme van Efraim en Manasse: Omdat julle so groot en sterk volk is, sal julle nie net een deel in die loting kry nie. En al is dit so dig bebos, sal die bergwêreld aan julle behoort. Kap dit skoon, dan sal dit aan julle behoort. Alhoewel die Kanaaniete sterk strydwaans van yster het, en al is hulle so sterk volk, sal julle hulle tog verdryf.